Is dit nie? Kan jy net stop vir 2 sekondes en kyk na hierdie prentjie en sê hier's iets fout. Hierdie het niks met Christendom te doen. Hierdie is satanisme. Kyk, ek is die ou wat sê, ek het vir jou gesê nie. Maar ek het vir julle gesê. Maar julle wil nie vir my luister nie. 'n Paar maande terug het ek 'n video gemaak oor die Rooms-Katolieke Kerk en ek het ouens soos Wesaf en so uitgehaal. Klomp mense in die kommentaar het gesê, hoe durf jy sê hierdie mense is broers in Christus? En ek gaan vir jou vandag net weer wys dat die Rooms-Katolieke Kerk, kom ek sê vir julle so, daar's 3 goed, in die wêreld wat waar gaan wees vir altyd. Die Springbokke is die beste rugbyspan in die wêreld. Die King James Bybel is die beste Bybelvertaling wat jy kan hê. En die derde ding is, die Rooms-Katolieke Kerk is die booste, mees afvalligste, van die pad afste kultus in die hele wêreld. Dit is waar, dit was nog altyd waar, en as jy dit nie kan sien nie, as jy dit nie kan uitwys nie, dan verstaan jy nie die Bybel nie, jy verstaan nie Christus nie, jy verstaan nie die evangelie nie. Dit is tyd dat ons moet wakker skrik van hierdie klomp nonsens, en daar's soveel, albei van julle wat hierdie pragmatiese, wil almal tevrede stel, en kumbaya, en so baie mense gaan hemel toe gaan. Die Bybel praat van presies die teenoorgestelde. In Matteus 7 sê Jesus dat baie mense gaan voor hom staan en sê, Here, Here, in U naam het ons al hierdie goed gedoen. Hy sê, draai weg van my af, ek het jou nooit geken nie. En 'n persoon wat in die Rooms-Katolieke Kerk is, sonder enige twyfel, kan ek vir jou sê, verstaan nie wie Christus is nie. Hulle gebruik pagan, idolatrous, afgodery met elke liewe ding, elke ding wat hulle glo, is teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Hulle glo nie, ons word gered deur genade alleen nie, hulle glo nie, ons word gered deur Christus alleen nie, hulle glo nie, ons word gered deur geloof alleen nie. Hulle glo jy moet werk daarvoor, hulle glo jy moet geld betaal vir die kerk om mense uit purgatory uit te kry, en hulle glo nie Christus alleen is wie ons red nie. Jy moet vertrou in Maria en die saints en weet jy wat se ander nonsens is. Dis wat hierdie mense leer, dis wat hierdie mense glo. Om te sê jy venerate vir Maria, beteken niks anders as wat jy aanbid nie. Jy aanbid haar, jy aanbid 'n godin, is boos, hou op daarmee, dit kom van die diepste poorte van die hel af. En kom ek wys vir julle wat hulle doen. En dan's daar mense wat hierdie ondersteun. Dan's daar Rooms-Katolieke mense wat sê, ag, dit is so mooi. Jy weet, hierdie mense is weird. Hierdie mense is van die hel af, dit's niks minder as dit die Bybel waarsku ons teen hierdie goeders. Hierdie mense het 'n weird obsessie, met dood en bene en soos die dooie parte van mense wat oorlede is. Is daar nie, as daar Rooms-Katolieke Kerk op mense al buite is, en ek wys jou is daar nie iets wat jou vir jou sê, hoorie, is hierdie nie dalk bietjie weird nie? Is daar nie iets wat jou stop en laat dink van, miskien glo ek nie heeltemal wat die Bybel vir ons sê, maar kyk gou wat doen hierdie mense. Moenie my woord daarvoor vat nie. Ek wil nie net lelik wees met die Rooms-Katolieke Kerke mense vir geen rede nie. Kyk wat doen hulle. Hier kom hulle paus of nog een of ander chom of 'n kardinaal of in hierdie weird klere wat hulle aantrek, en daar het hulle die kopbeen van 'n vrou wat dood was soos 200 na Christus. 1700-jarige kopbeen. En nou sit hulle dit in hierdie goue standbeeld, sit 'n kroon daarop, en daai chom het daai ding gesoen ook. Kyk daar. Is dit nie? Kan jy net stop vir 2 sekondes en kyk na hierdie prentjie en sê hier's iets fout. Hierdie het niks met Christendom te doen nie. Hierdie is satanisme. Is dit As daai ou nie gesê het, Christus se naam iewers, het almal geweet hierdie is satanisme. Om 'n kopbeen van, dit is letterlik 'n kopbeen, jy verstaan, dit is nie 'n fake ding nie. Hierdie mense doen die weirdste goed met mense se bene. Jy weet, in 'n Rooms-Katolieke Kerk, soos die Rooms-Katolieke Kerk hier in Bloemfontein, daar's bene van saints in daai kerk, soos letterlik soos die bones van die saints. Hou hulle en doen weird goed daarmee. Vir wat sê jy? Hoe is dit enigsins iets anders as satanisme? Sien, dis die ding, die Satan is so slinks, en hy is so skelm, en vir my is die toets van 'n ware Christen, deny hulle dat 'n Rooms-Katolieke persoon gered is. Dis vir my die wys, as ek vir jou vra, is 'n Rooms-Katolieke persoon gered, en jy sê nee, dan weet ek, doctrinally is ek en jy op dieselfde bladsy. Doctrinally kyk ons na die Bybel, ons verstaan nie goed. Die ding is, as jy nie bereid is om hierdie uit te wys, as boos nie, as niks te doen met die Bybel nie, dan weet ek nie hoe, ons lees verskillende Bybels. Kan jy nie sien, hierdie het niks met Christendom te doen nie. Ons moet hierdie goed uitwys, en kom ek sê vir julle, een van die grootste eindtye deceptions, misleidings wat daar is dat die Rooms-Katolieke mense wedergebore is. Ek kan nie glo mense soos Wesaf kyk na hierdie goed en sê, o ja, broers in Christus, amen, halleluja, ons dien dieselfde Here nie. Ek het nog nooit deur die Bybel gelees en gesê, weet julle, vriende, wat ons moet doen is, as iemand dood is, moet ons hulle kop afkap, hulle skedel vat en dit gaan sit in een of ander standbeeld.
Ek het al die Bybel 'n paar keer deurgelees, maar daai teks, my mat, het ek nog nooit gesien nie. So sê die probleem is, omdat hierdie mense nie glo in die Bybel alleen nie, vat hulle geskrifte van ander subjektiewe, bose mense wat net enigiets skryf wat hulle wil, en hulle vat dit as die woord van God. Dis hoekom dit alles begin by Sola Scriptura. As jy nie glo, die 66 boeke van die Bybel is die enigste lering wat ons het as skrif nie, dan gaan jy altyd verval in hierdie absolute weird, afvallige goed. Maar kyk gou wat doen hulle ook. Hierdie is Maria Magdalena se skedel. Een of ander ou het gegaan en hierdie skedel gaan opgrawe en hierso in een of ander bose standbeeld gaan sit. In die Rooms-Katolieke kerkmense gaan na hierdie en sê, halleluja, prys die Here, ons het 'n skedel van Maria Magdalena. Dis afgoderry. Dis nie net afgoderry nie, is necromancy. Lees Deuteronomium 18, dan sien die Bybel absoluut waarsku ons teen die. So as jy gaan kyk in Deuteronomium 18 vers 10, dan sê dit, there shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter of familiar spirits, or a wizard, or necromancer. So al hierdie goeters praat van wat die Rooms-Katolieke kerk doen. Dis wat hulle doen. Hy sê observer of times, of divination, of as jy 'n heks is, 'n necromancer het te doen met dood, as jy enigiets te doen het met dooie mense, of geeste try oproep, of soos, wat sy chom, Leon de Pre, wat try in die 3de riem, in die 4de riem ingaan in sy third eye. Die Bybel sê vir ons duidelik, moenie hierdie goeders doen nie. Dit sê vir ons, dit kom van die Satan af. Nou doen hierdie mense dit voor ons oë, en soveel Christene val vir dit. En verstaan, as jy nie bereid is om hierdie goeders uit te wys nie, is jy mislei deur wat die woord van God sê. Jy is net mislei, dit is net so maklik soos dit. En dis hoekom ek sê, dit is altyd vir my toets, as jy nie bereid is om hierdie ouens uit te wys, as nie jou broers in Christus nie, dan weet ek, jy is verwyderd van wat die woord van God vir ons sê. Nou ek het nog nooit op hierdie kanaal gepraat van die ortodokse kerk ook, maar die ortodokse kerk het presies dieselfde issues. Hulle glo presies dieselfde afvallige goeders, maar ek gaan vir julle hier 3 goeders wys wat die ortodokse kerk leer, wat presies die teenoorgestelde is van wat die Bybel van ons leer. Hulle glo ook nie in die 66 boeke van die kanon nie, en dis altyd waar dit begin. So daar's, en vra 'n bietjie vir 'n ortodokse ou, wat is julle kanon? Sê, wat is die skrif? Wys dit vir my, sit dit in my hand en sê vir my, hierdie is die kanon, en dan weet ek, dit is wat julle geskryf, maar hulle het nie so ietsie. Dis oor hierdie saints se goed vat ons hier en die, so dit raak 'n totale subjektiewe ding, en daar's natuurlik baie goed wat saints leer, wat nie in die Bybel is nie, so dan jy hierdie contradictory geloof, wat die goed met mekaar stry, maar hulle glo 'n ding wat theosis is, of deification, hulle glo jy kan God word, en wie in die tuin van Eden wou soos God wees, wie het gesê jy kan 'n God word? Dis die Satan. So dis presies die Satan gerepackage as 'n tipe Christendom, en dan val mense daarvoor. Die ortodokse kerk het net soveel probleme. So as jy gaan kyk hierso wat sê hulle in hulle eie geskrifte, jy kan die gaan kyk. Hierdie is in Orthodox Church in America. So ek weet nie as dit in Suid-Afrika dieselfde nie, whatever, dis wat hierdie ouens leer. Sê dat it is the life of men becoming divine. It is the life, so jy kan na julle ding gaan lees, maar wat hulle sê, die lewe van 'n mens kan soos God word, kan divine word. Jy kan so heilig lewe dat jy soos God is. En weens dis afgoderry. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dan leer die ortodokse kerk ook, ons word nie net gered deur geloof alleen nie. So hierso sê hierdie ou ook, hierdie Saint Maximus the Confessor said it this way, man is called to become by divine grace all that God himself is by nature. So hulle sê, jy kan soos God wees deur alles in sy natuur. So dit is amper soos 'n tipe little gods doctrine wat hierdie ouens leer. Dan ook glo hulle nie ons word gered deur geloof alleen nie. Hulle sê, one can indeed believe in Christ and yet lead a life that betrays that belief, hence belief alone is not sufficient. So sien, dis 'n werksgebaseerde evangelie. Nou enigiemand wat deny dat ons word gered deur geloof alleen is verwyder van die woord van God. Hy's nie 'n broer in Christus nie, dis 'n essensiële doktrine om te glo. Want hier is die ding, as jy sê nou maar jy het 99% genade en 1% werk. Daai 1% werk vernietig al 99% genade. Jy sit met 0% genade op die einde van die dag. Want genade is of totaal en al uit genade, of is totaal en al uit jou werke. En die Bybel sê vir ons duidelik, in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, dat by grace through faith alone are we saved, not of works lest any man should boast. Maak nie saak hoe goed ek jy lewe, ons kan nie verdien om hemel toe te gaan. En hierdie ouens wil maak, dat oor is nie net geloof nie, jy moet ook werk daarvoor. En dan natuurlik doen hulle goeders soos jy moet hierdie standbeelde
aanbid. Jy moet as jy in 'n ortodokse kerk ingaan, moet jy eers 'n prent soen van 'n saint, wat net weird is. Hoe doen julle sulke goed? Waar in die Bybel staan daar, soen hierdie saint? Jy weet, gee eer aan die saint. Hoekom gee julle eer aan mense? Ons as mense is niks. Dit moet alles gaan oor Christus. Maar kyk hier in hulle eie geskrifte, ek sal nou vir julle presies wys wat hierdie is, maar hierso staan daar, dat soos 'n saint kan gecanonize word. Verstaan jy so? Met ander woorde, wat hulle leer is dan so goed soos die Bybel. So hierso sê hulle, the process of canonization then become more formal. To canonize someone, the bishops of an autocephalous church meet in synod to agree upon the canonization of a saint and to put the church's seal on their already existing veneration. In doing this, the bishops are not making the person a saint, but simply recognizing their sanctity and declaring to their faithful that this person is indeed holy, is in heaven, is worthy of imitation. So dit sê, dit is nie Christus wat besluit gaan hemel toe nie, dis die mense. Dis die groep mense van die synode wat sê, o, hierdie is 'n heilige persoon, baie mooi, jy gaan hemel toe. Dis nie wat die Bybel sê nie. Christus sê, hy wat glo in hom word gered, en in hom alleen, nie enige werke, nie enige saint wat jy is, dis als nonsens. En dan kyk wat sê dit, and that their prayers can be invoked liturgically. Met ander woorde, hulle gebede is dan deel van hulle liturgie, is deel van hulle kerk, is basies op die lyn van skrif. Dis die ding. Ons glo, ek as 'n independent fundamental Baptist, glo dat die woord van God is die enigste autoriteit. Ek het nie autoriteit nie, geen mens het autoriteit nie, geen saint het autoriteit nie, geen kerkvader het autoriteit nie. Julle wat so groot storie maak van die kerkvaders, hulle is gevalle mense. Dis die skrif alleen waarin ons autoriteit kry, en halleluja dat dit so is. Maar vriende, jy moet hierdie goeders kan uitwys. Jy moet verstaan dat die ortodokse kerk, die Rooms-Katolieke kerk is afvallige kerke. Hulle het niks te doen met die woord van God nie. Hulle is verwyderd van die woord van God en hulle moet bekeer. Hulle moet wegdraai van hierdie nonsens, ophou Maria aanbid, ophou hierdie valsheid doen en terugkom by die ware Christus. Doen net wat die Bybel sê. Hou op hierdie goeders doen wat die Bybel sê. Maar wat weet ek? Ek is net 'n ou met 'n Bybel, ek weet niks meer nie, maar ek kan net sê, hoe jy kan gaan kyk na hierdie goed, nê, en dit absoluut uitwys as die booste ding wat in die wêreld gaan. Wees al wat is fout met julle? Het julle nie 'n probleem hiermee nie? En hier is die ding, as jy wedergebore is in die Rooms-Katolieke kerk en die Ortodokse kerk, is die eerste ding wat jy gaan doen, jy gaan loop. Want jy gaan sien, hier's valsheid en hier's afgoderry en ek kan nie deel wees daarmee nie. Maar ek wil natuurlik hoor by julle, stem julle saam met my. Kan jy hierdie persoon 'n wedergebore Christen noem wat hierdie nonsens doen? Ek kan nie. In my eerlike, nederige opinie, kan ek nie saam met hierdie ouens gaan hande vashou en sê ons is een in Christus nie. Bekeer van hierdie goeters, dan kan ons hande vashou. Hou nou op YouTube kyk, gaan lees jou Bybel en wys hierdie goeters uit. Halleluja!